Vandag kyk ons na 'n operasie wat so ongelooflik slim is. Dit bou letterlik 'n splinternuwe pad vir jou bloed, alles in 'n poging om 'n ledemaat te red. Hierdie is die storie van infra-inguinale omleidingschirurgie. Maar kom ons begin met 'n vraag. Wat as ek vir jou sê dat 'n doodgewone stappie jou been kan kos? Dat die pyn so erg kan word dat amputasie die enigste opsie lyk? Wel, vir baie mense is hierdie skrikwekkende gedagte 'n daaglikse realiteit. En dis juis dit wat hulle na die operasietafel bring. Goed, so voor ons by die oplossing kom, moet ons eers die probleem self verstaan. En om dit te doen, moet ons dieper kyk. Reg binne in die bene, na daai are wat die lewensbelangrike bloed vervoer. So, wie is die groot sondebok hier? Wel, dis 'n toestand wat ons perifere arteriële siekte noem of sommer net PAS. Dink daaraan so. Stel jou voor jou are is hoofvee. Met PAS begin hierdie klewerige goed wat ons plaak noem, dis basies 'n mengsel van vet en cholesterol, ophou in daai hoofvee. En stadig maar seker veroorsaak dit 'n reuse verkeersknoop wat die bloedvloei heeltemal opmos. En wat gebeur as daai verkeersknoop heeltemal tot stilstand kom? Wel, dan raak dinge regtig ernstig. Die weefsel in jou voet en been kry nie meer suurstofryke bloed nie. Dit begin letterlik versmoor. En dan praat ons van chroniese ledemaatbedreigende iskemie. Dis 'n mondvol, ek weet, maar iskemie beteken basies net 'n tekort aan bloed. En dis hier op hierdie kritiese punt wat chirurge moet inspring. En luister, die simptome is nie sommer net 'n bietjie pyn nie. Glad nie. Ons praat van 'n aanhoudende, maar tollende pyn in die voet, selfs as jy net stil sit of probeer slaap. Jy kry dalk sere wat net eenvoudig nie wil genees nie. En ja, in die ergste scenario's kry jy gangreen, waar die weefsel letterlik doodgaan. As niks gedoen word nie, is die kans op 'n groot amputasie skrikwekkend hoog. Maar, en hier's die goeie nuus, chirurge het 'n ongelooflike slim plan. As die hoofweg toe is, wat doen jy? Jy bou 'n ompad. So, kom ons kyk hoe presies hulle hierdie biologiese ompad aanlê. Die oplossing het 'n fancy naam, 'n infra-inguinale omleiding. Nou, infra-inguinaal beteken maar net onder die lies. Dis waar die hele konstruksieprojek plaasvind. Die chirurg bou letterlik, van niets af, 'n splinternuwe pad vir die bloed om te vloei. Een wat daai hele verkeersknop mis en die bloed weer kry waar dit moet wees, by die voet. Die hele konsep is eintlik redelik eenvoudig as jy dit afbreek. Daar's basies 3 stappe. Nommer 1, die chirurg moet presies weet waar die blokkade is. Nommer 2, hulle maak 'n nuwe bloedvat reg, hulle noem dit 'n conduit. En nommer 3, hulle heg hierdie nuwe pyp bo en onder die blokkade. En voilà, die bloed word herlei. So ja, die idee klink dalk eenvoudig, maar die operasie self uiters fyn en kompleks. Nou, net soos met enige groot bouprojek, kan jy nie net opdaag en begin grawe nie, né? Beplanning is alles. Die chirurg het 'n deeglike, presiese bloudruk nodig voor hulle enigsins 'n snit maak. So, die vraag is, hoe teken hulle hierdie kaart? Wel, voor die operasie kry hulle 'n baie gedetailleerde kaart van die pasiënt se are. Die beste manier om dit te doen, die goue standaard, soos hulle sê, is iets wat arteriografie genoem word. Dis basies 'n spesiale ekstraal waar hulle 'n kleurstof inspuit wat al die bloedvate laat uitstaan. Dit gee vir die chirurg 'n perfekte padkaart. Hier is die blokkade en nog belangriker, hier is die oop paaie waar ons kan werk. So, wat presies soek hulle op hierdie kaart? Hulle soek 3 hoofdinge. Eerstens, die perfekte beginpunt, 'n gesonde slagaar bo die blokkade. Tweedens, 'n goeie eindpunt, 'n gesonde teikenslagaar onder die blokkade. En derdens, en hierdie een is absoluut deurslaggewend, hulle kyk na die pasiënt se eie are om te sien of daar een is wat hulle kan gebruik as die boumateriaal vir die nuwe pad. En hulle is vreeslik puntenerig oor hierdie aar. Dit kan nie sommer enige een wees nie. Hulle soek iets met baie spesifieke eienskappe. Die aar moet sag wees, dit moet saamdrukbaar wees, nie hard en vol kalsium nie, en hier is die groot een. Dit moet 'n deursnee van ten minste 3 mm hê. Enigiets kleiner en daar gaan net nie genoeg bloed deurvloei nie. En hierdie hele proses, die soektog na die perfekte aard, bring ons by seker die alleen belangrikste besluit van die hele operasie. Watter materiaal gaan ons gebruik om hierdie nuwe snelweg te bou? En as jy met enige kenner praat, sal hulle almal vir jou dieselfde ding sê. Daar is een duidelike wenner, die autogenee aar. Dis nou 'n fancy manier om te sê die pasiënt se eie aar is absoluut sonder enige twyfel die beste ding om te gebruik.
So, kom ons sit die twee opsies langs mekaar. Aan die een kant het jy die pasiënt se eie aar. Dis die goue standaard, die beste van die beste. Hoekom? Want dit is lewende weefsel. Dit hou langer en die langtermyn sukses is net soveel beter. Aan die ander kant, sê nou daar is nie 'n goeie aar beskikbaar nie, dan moet hulle 'n prostetiese oorplanting gebruik. Dit is basies 'n sintetiese buis. Dit werk, ja, maar dit is net nie na staan by so duursaam soos die regte ding nie. Reg. So die operasie is verby, die nuwe ompad is gebou en die bloed vloei weer. So wat nou? Wat sê die data? Hoe lyk die toekoms vir hierdie pasiënte? Kyk bietjie hierna. Hierdie syfers vertel 'n ongelooflike storie. Wat ons hier sien is die sukseskoers na 5 jaar. Dokters noem dit deurlaatbaarheid. Basies, bly die ompad oop of nie. As die chirurg die pasiënt se eie aar gebruik het, bly dit in 49% van gevalle oop. Maar as hulle 'n sintetiese buis moes gebruik, daai syfer val na 'n skamele 12%. Dit wys presies hoekom daai keuse van materiaal so kritiek is. Maar hier is die ding. Die werk stop nie wanneer die pasiënt die teater verlaat nie. Glad nie. Die operasie is eintlik net die begin van 'n lang pad. Wat in die jare daarna gebeur is net so belangrik. Gereelde opvolg en monitering, hulle noem dit oorplantingstoesig, is absoluut noodsaaklik om seker te maak daai nuwe ompad bly oop en werk soos dit moet. En hierdie monitoring is nie net vir die lekkerte nie, dit maak 'n reuse verskil. Die data wys vir ons dat as pasiënte gereeld vir ultraglank gaan, verbeter dit die langtermyn sukses van daai aaromleiding met 'n volle 15%. Dis 'n reuse sprong in sukses, alles net omdat hulle oogie hou oor dinge. So ja, hierdie infra-inguinale omleiding is sonder twyfel 'n meesterstuk van mediese ingenieurswese. Dis 'n operasie wat ledemate red en op die ou end lewens red. Maar dit los ons met een laaste groot vraag, nê? Dis wonderlik dat ons die pad kan regmaak, maar hoe keer ons dat die hoofweg in die eerste plek verstop? En dit is dalk die belangrikste punt van alles. So indrukwekkend as die herstelwerk is, bly voorkoming altyd die beste oplossing.